dalk goed gedoen op skool in Afrikaans en nou hulle hou daarvan. En een van die eerste vrae wat ek altyd vir hulle vra as hulle eerste jaar is en ek gaan vir die eerste keer in die klas is natuurlik, wat het julle gehoor van Afrikaans? Wat dink julle van Afrikaans? Julle hoef nou nie polite te kom wees nie. Julle kan sê whatever julle wil sê oor die Afrikaans en dan jy weet kry jy al hierdie politieke agtergrond van die Afrikaans. Ja, maar dis 'n witmanstaal en jy weet daai klas van goed en dit was in die mense se kele afgedruk en dis vir my die lekker want dis my beginpunt. En dan sê ek vir hulle nee, maar jy het 'n bene op te staan. Onthou, jou voorvaders het ook bygedra tot die ontstaan van Afrikaans. So moet hulle nie dit ontsê nie. Jy weet, en dan begin hulle nou besef, ja, maar ons het ook 'n aandeel aan die ontstaan van Afrikaans. En ek dink daai punt is vir my bitter belangrik. Ek voel ook nou persoonlik dat, jy weet, hierdie taalgeskiedenis moet teruggeskryf word in die kurrikulum, in die skole, want ek dink dit help net daai moraal, dit help om daai moraal te boost, jy weet, vir dat hulle weet, maar ons vorm deel daarvan, ons hoef nie weg te skram daarvan nie. My spesialiteit is eintlik nou die Arabiese Afrikaans, né? So ek fokus baie daarop, maar natuurlik nou die totale geskiedenis van Afrikaans. Maar omdat ons nou hier in die Kaap is, fokus ek hoofsaaklik op die Kaapse Afrikaans en daai tipe van goed. Ehm, ja, jy weet ons begin maar daar by 1652, hoewel ons weet dit het al voor daai tyd, daai kontak het al reeds voor 1652 plaasgevind, né? En ek bedoel jy weet natuurlik van Jan van Riebeeck en die Halwegstasie en al daai klas van goeters waar hulle dan nou maar waar hy nou besef het nee, maar hy het infrastruktuur nodig in die VOC geskryf het en gesê het nee, maar ons het infrastruktuur hier nodig en waar die slawe dan nou ingevoer is en dit is my spesialiteit. Waar die slawe toe nou ingevoer was om nou jy weet, om nou hierdie werk soort van te kom doen. En nou moet jy onthou, ons het nou hier in die Kaapkolonie het ons nou alreeds ons 'n inheemse bevolking. Ons het nou hierdie Nederlanders wat nou hier is en nou kry ons ook nou nog hierdie slawebevolking dan nou hierby. So natuurlik hierdie mense kom uit die ooste, hulle kom uit Madagaskar en al daai plekke. So, hulle het natuurlik hulle eie tale, hulle eie gelowe, hulle eie identiteit, hulle eie name en al daai klas van goed. So, hulle kom nou hier, die inheemse mense het hulle eie tale, hulle eie geloof, hulle eie kultuur. Die Nederlanders het hulle eie taal, jy weet, en nou kom ons nou hierso met hier kom die slawe in hulle. So die probleem wat ons dan nou mee sit, is dan nou 'n taalprobleem. Hoe gaan hierdie mense kommunikeer? En toe was daar, ek dink was dit ek is nou nie seker watter jaar nie, het die 'n goewerneur, ek dink sy naam, en ek staan onder korreksie, so ek dink sy naam was John von Weizsäcker, het toe nou hierdie beleid uitgevoer waar hy gesê het, nee, maar Nederlands en slegs Nederlands moet gepraat word, want kyk, hulle was mos nou in beheer hier, né? En soos slawe kon slegs skoene dra of hoede dra as hulle Nederlands kon praat. So wat gebeur? Hulle verhef hulle eie taal, want hulle wil nou hulle taal op hierdie mense en op hierdie slawebevolking ook kom afdwing, hulle eie taal, hulle eie geloof, hulle eie kultuur, wil hulle hier behou. En dis hoekom as ons gaan kyk na die argitektuur, jy kry nog baie van hierdie Dutch gable huise en daai tipe van goed, nee, okay, dit is pragtig. Maar ja, so hulle het dan nou dit kom probeer. En wat gebeur het is, mense het toe, omdat hierdie, kom ons sê maar nou hierdie nie-Europese bevolking, en nou praat ek van ons inheemse bevolking en ons praat van ons slawebevolking. Omdat hulle tale en hulle kultuur en hulle identiteit en hulle geloof het beïnvloed hoe hulle dan nou Nederlands aanleer, né? Ek weet nie, jy weet seker van volksetimologie ook, né? Waar, ja, volksetimologie is mos waar die woorde vervorm word tot die volksmond, wat vir jou makliker is. Soos my ouma het nooit gesê, wat, sy sou sommer ietsie sê soos,
oliekolonie, byvoorbeeld vir Eau de Cologne, nê? Omdat dit nou vir haar makliker was. So, hulle agtergrond het eintlik 'n invloed gehad op hoe hulle Afrikaans aangeleer het. Of nie Nederlands eintlik aangeleer het. En dit is waar die ontstaan van Afrikaans begin. Okay? So, selfs professor Hein Willemse en so, almal bevestig dat Afrikaans ontstaan het in die mond van die nie-blanke, nê? Want hierdie Nederlandse taal, as die Nederlanders suksesvol sou wees, sou ons vandag Nederlands gepraat het, nê? Net soos in Angola, waar hulle dan nou Portugees praat, nê? Maar ons praat Afrikaans. So, ja, dit het dan nou 'n groot invloed gehad op hoe hulle dan nou Afrikaans, hulle het Nederlands verkeerdelik aangeleer en so het Afrikaans dan nou ontstaan. Ja, en dan is daar nou nog 'n hele lang storie oor natuurlik die Arabiese Afrikaans, nê? En hoe dit ook gehelp dra toe Afrikaans deur sy moeilike tyd gegaan het, hoe hulle dit ook soort van gepreserveer het, nê? Voor Tuankuru hier aangekom het, was daar Sheikh Yusuf gewees, nê? So ek dink hy's begrawe hier in Makassar en hy het hier aangekom met 'n volgeling, okay? En daai tyd kon hulle nie hulle geloof openbaarlik beoefen nie. Okay? En hulle het dan nou in die geheim so bymekaar gekom. Nou wat vir my so interessant was, ek het eendag verby 'n plek gery in Stellenbosch en die plek se naam is nou Banghoek. Ek dink die plek se naam is Banghoek. En toe het een van my kollegas by Stellenbosch eintlik vir my gesê, "Maar weet jy hoekom is hierdie plek se naam Banghoek?" En toe vra ek vir hom, "Maar hoekom?" Want ek het toe nou nie geweet nie. En hy sê toe vir my, "Nee, dit is een van die plekke waar die mense bymekaar sou kom, hierdie moslimmense om nou hulle geloof te beoefen en en dan sou hulle wat ons noem dikker, nê? Dit is soos 'n gebed, maar dit is amper soos julle dit sal verstaan, sal hulle sê, ons sing byvoorbeeld in Arabies. En dit het vir baie van die boere 'n bietjie bang gemaak en toe het hulle hierdie plek nou Banghoek genoem. Maar nou in ieder geval, ja, toe na dit toe kom Tuankuru toe nou hier aan en hy word hy's 'n gevangene en hy het 'n kopie van die Koran van sy geheue af geskryf. Okay? En toe hy nou vrygestel is, toe is hy nou hier toe hy kry 'n plek hier in Dorpsstraat in die Bo-Kaap en hy vestig toe soos 'n madrassa daar, waar hy nou begin klas hou en so aan. En dit is waar die hele tradisie, daai hele skryftradisie van Arabiese Afrikaans toe nou maar begin het. En later kom Abu Bakr Effendi en hy wou voort daarop, nê? En hy's omdat hulle nou mos Afrikaans praat, hierdie slawe of altens Nederlands moet praat, wat dan nou later Afrikaans geword het. En hulle nie bekend was met die Romeinse alfabet nie. Hierdie oosterse mense hulle is bekend met die Arabiese, want dit is die Arabiese alfabet. Het hulle die Arabiese alfabet gebruik om Afrikaans te skryf. So, soos byvoorbeeld as ek nou vir die K in Arabies noem ons 'n kaf en die T noem ons 'n ta. So as ek nou 'n kaf en 'n ta langs mekaar sit en dan die vokaal bo-op sal ek sê dis 'n detus of 'n kasra of 'n fatha, dan kry ek die woord kat. So dit gaan nie soos ons sou, as ek dit moes lees, sal ek presies verstaan wat daar staan. Jy weet, hoewel ek Arabiese letters lees, sal jy Afrikaans hoor. So ek sal dit vir jou kan lees en jy gaan Afrikaans hoor. En dit het hulle gedoen met jy weet, met tipe van flyers en inkopieslyste en boekhou en al daai klas van goed. So het hulle dit oorgedra.
Okay, hulle het dan nou net soos met die inheemse bevolking het hulle al hoe meer vervreem geraak van hulle tale. Dis hoekom daar ook nie meer Maleisies of Indonesies regtig gepraat of selfs Arabiese goeters. Daar word nou baie Arabiese woorde jy weet in die Afrikaans gebruik en so aan. Maar hulle het later so vervreem geword van hulle taal, nê? En hulle moes toe nou maar hierdie Romeinse alfabet toe nou maar aanleer. En dit is want toe vervang Afrikaans toe nou hulle moedertale en die inheemse bevolking se moedertaal. Jy weet, en dis hoekom hulle die inheemse bevolking ook vandag is hulle besig om terug te gryp. Jy weet seker daarvan na hulle oorspronklike tale, maar ongelukkig is daar nie, jy weet, daar's nie baie mense wat nou nog meer die inheemse tale praat nie. So ons sal gelukkig wees as ons nou nog, jy weet, mooi hierdie goeters bymekaar kan kry. Die kolonialisme is waar al die onregverdigheid plaasgevind het. Jy weet, al die onregte vind daar plaas. Dan kry ons die postkolonialisme. Dit is die gereedskap waarmee hierdie nalatenskap van kolonialisme oopgevlek word en weer hersien word en na gekyk word en so aan. En dan kan ook kyk ons weer na die dekolonisering van goed. Soos die kolonisering sê, ja, ons weet nou kolonialisme het dit gedoen, hulle het 'n klomp onregte gepleeg en so aan. Die postkolonialisme gee vir ons die gereedskap om te gaan kyk, ja, maar en of vir ons te sê ja, maar dit en dit is verkeerd. Maar met dekolonisering vra eintlik vir ons maar wat gaan julle daaraan doen? Nee, ons het nou al hierdie inligting, wat gaan ons daaraan doen? So dekolonisering is eintlik waar die werk begin. Jy weet, en dan natuurlik, soos ek sê, met die kolonialisme en postkolonialisme, die hele ding rondom identiteitsstudies. Omdat hierdie Europese moondhede in beheer was, en dit is vir my so pragtig toe Edward Said gesê het in sy boek Orientalism, sê hy dat die Europeërs 85% van die aarde se oppervlak, en dit gaan my verstand te bowe, besit het. Jy weet, en hulle was natuurlik nie celibaat nie, nê? So, hulle het ook maar nou hulle ding gaan doen reg oor die wêreld. En, so hulle het letterlik amper, minus 15% het hulle letterlik die hele aarde besit. Jy weet, en hulle invloed was baie sterk. En ek bedoel, as 'n breinpersoon, voel ek dit, sien ek dit, het ek dit deurgemaak. Jy weet, in my ouers en my voorouers het dit deurgemaak, sekere goed. En jy weet, jou identiteit, ons het net goed aanvaar. Nee, het is reg, nee, hy kan dit kry, of dis reg so, want hy moet eers hier ingaan, want hy's wit. Ek moet aan hierdie kant stap, want ek is swart. Jy weet, daai tipe van goed. So ons het daai tipe van goed deurgemaak. Ek het dit nou nie so erg deurgemaak soos my ouers byvoorbeeld nie, want my ma het vir my vertel, sy was een keer in Pretoria, en hulle het op die sypaadjie gestap, en hierdie man het net verbygestap, en hy het daar amper onderste bo gestap. Ek wil vir jou nageslag, sy was geskok daai tyd, maar vir my het dit seer gemaak, want dis my ma, jy weet, so sulke klein goedjies soos dit, ja nee, maar ek kan nie in daai buurt in gaan bly nie, want dit is nie vir ons nie, dit is vir wit mense, jy weet, so, ja, so ons voel eintlik daai brand van daai kolonialisme en apartheidstelsel en al daai goed, en ek bedoel, dit het, soos jy nou gesê het, dit het 'n sielkundige, dit beïnvloed vir jou sielkundig ook. Jy weet iets is nie lekker nie. Ek het eenmaal saam met my ouma gaan matte koop hier in Woodstock. Jy weet, en toe was dit ook, gaan ons nou in hier so by hierdie man se winkel natuurlik, en my ouma sê, baas, maar daar was iets in my wat gesê, nee, maar dit is nie reg nie. Jy weet, dit voel nie reg nie, maar jy sê niks, want jy kan niks sê nie. En jy weet, dis eers toe ek universiteit toe is, dat my oë begin oopgaan en sê, nee, maar ons hoef mos nie terug te staan nie. Jy weet, ons almal se bloed is rooi. En
ons is net so goed soos enige iemand anders. Daar's nie fout met ons nie en ons was gemaak glo daar's fout met ons. Ek onthou dan toe my buurman trou met 'n wit vrou. Jy weet, ek het altyd hierdie engelagtige idee. Jy weet, hulle is engele en hulle is rein en hulle is skoon en dit is hoe ons wit mense gesien het, jy weet. En dit was vir my so verbasend. Toe sy nou eendag kaalvoet loop en haar voete is vuil. Jy weet, ek was geskok. Ek gesê nee, maar jy weet, en toe dink ek nee man, maar jou voete raak ook vuil soos myne. Jy weet, maar hierdie klein tipe van goed. So met dit kom al van die koloniale era waar ons gevoel of gemaak voel is as jy is minder as, jy's nie goed genoeg en jy's nooit goed genoeg nie. Jy weet, en dit het nou oorgespoel natuurlik in die apartheidsera, jy weet, en ja, so ja, as ons gaan kyk na die koloniale stelsel, nê, dan gaan kyk ons na 'n stelsel waar daar strategiese, ekonomiese, kulturele, taalkundige tipe van onderdrukking was. Okay? Die koloniale stelsel het gesê wie's goed genoeg en wie nie goed, wie ingesluit word en wie nie wie uitgesluit word. Wie se taal of se vorm van taal goed genoeg is en wie se nie. Okay? So die kolonialisme het alles te doen ook met sentrum en marginalisering. So die wat in beheer is die sentrum en wat ek sê, that goes. Jy weet? En as ons dit in verband bring met die taal, soos ek nou gesê het, kyk, hulle was die Nederlanders was in beheer en hulle het die Nederlandse taal kom afdwing, wat ons nou weet later dan nou maar, soos ons gepraat het, dan nou maar Afrikaans geword het, né? Maar ook tydens die apartheidsera is hierdie Afrikaanse taal gehijack, nê? En daar is reëls daarvoor geskryf en so meer en ons word gesê maar hierdie standaard Afrikaans is die korrekte vorm van Afrikaans. En ongelukkig, jy weet, glo baie mense dit nou nog steeds en baie van my mense en jy weet ons swart bevolking glo dit nog steeds dat dit is 'n witmanstaal. Jy weet ons variëteit van Afrikaans, het sy dit nou Namakwalandse Afrikaans of Noord-Kaap of jy weet Kaapse Afrikaans, het sy dit nou enige variëteit van ander variëteit van Afrikaans is dit nie goed genoeg nie, want dit is nie die korrekte Afrikaans nie. En dan die ander ding ook, jy was gestereotipeer as jy 'n sekere tipe Afrikaans gepraat het. Jy weet, as jy nie standaard Afrikaans gepraat het nie, dan is jy nie beskaafd nie. Nee? So ek sê altyd, en ek is nie skaam om dit te sê nie, hierdie tipe Afrikaans wat ek nou praat, hierdie standaard Afrikaans wat ek nou praat, is letterlik maar op my afgedwing, omdat jy gevoel het, as jy iewers in die Afrikaanse wêreld wil kom, dan moet jy 'n sekere tipe Afrikaans praat. Jy weet, ek gaan nou met jou byvoorbeeld hierdie tipe Afrikaans, maar laat dan nou net my niggies of my susters of wat ook al hier voor my staan, dan switch ek net so, en dan kan ek weer oorswitch na jou, jy weet, daai tipe van, so, ja, dit is toe nou gehijack, reëls daarvoor geskryf en al daai tipe van goed, en dit is die tipe Afrikaans wat ons toe nou maar nou in die skole ingeleer het, en dis hoekom ek vir jou gesê het, ek nooit van poësie gehou het nie, want daai woorde was vir my, dit was bo my vuurmaakplek gewees. Ek moes gewoonlik maar met 'n woordeboek of 'n ding gaan sit het om te gaan kyk, maar hier's like, wat beteken hierdie woord en so aan. En nou dat dit in my taal is, nou dat daar goed in my variëteit geskryf word, nie net poësie nie, maar ook prosa en jy weet, romans en daai tipe van goed in my variëteit, geniet ek dit verskriklik, want dit is iets waarmee ek kan identifiseer, en natuurlik ook baie van my studente wat ek hier het, kan ook daarmee identifiseer en hulle geniet die tekste. Soos ons is byvoorbeeld besig in ons 3de jaar is ons besig met die boek Kinders van Chase Rees. Jy weet, daar is soveel
temas waarmee ons kan identifiseer en boonop is dit nog in Kaapse Afrikaans geskryf. Jy weet, so eendag het een van my kollegas ook ingekom en gesê, maar, toe sê sy, Shamega, jy's like, maar sy sukkel nou weer met die Kaapse Afrikaans, en toe sê ek vir my, weet jy, onthou, ons moes alle jare ook maar sukkel om hierdie standaard Afrikaans te gebruik. Maar net om weer terug te kom na die taal. Ja, so vandag word en dan ook hierdie hele geskiedenis rondom die 1976 opstande en waar Afrikaans so te sê in die mense se kele afgedruk is en dies meer. Maar ek sê altyd vir my studente, weet jy, ek is Afrikaans gebore, ek is nie wit nie, nê? En as jy sê Afrikaans is 'n witmanstaal, ontsê jy my voorvaders van hulle aandeel en jou voorvaders van hulle aandeel in die Afrikaanse taal. So dis tyd dat ons trots is op hoe ons praat, wie ons is, ons identiteit, nee, want dis mooi. Dis tyd dat ons dit terugneem, dat ons dit eien en dat ons trots is daarop. Ons hoef nie iemand anders in iemand anders se skoene te staan of onder iemand anders se sambreel te staan nie, want ons het 'n pragtige kultuur, ons het 'n pragtige taal in al sy kleure, in al sy tonge, nê? Soos Diana Ferris sê. Jy weet, so hy's mooi, so dit is tyd dat ons dit terug eien. Jy weet, en ek dink stadig aan begin ons, althans my generasie. Die jonger generasie is ongelukkig baie meer vir Engels. En dit is nogal 'n moeilike taak om vir hulle, jy weet, weer te laat Afrikaans praat, en dis hoekom ek gesê dis belangrik dat dit teruggeskryf word in die skool, dat hy trots al van jongs af in hulle vasgeanker word, dat hulle kan trots wees daarop. Weet toe die slawe nou oorgekom het, dit gaan weer eens oor identiteit. So hulle was van hulle oorspronklike name gestroop. Sê nou jy het nou gekom en jou naam was nou Mohammed, Effendi of wat ook al. En jy het nou hier geland op 'n Woensdag, of in September, nê? Dan was jy, of jy het 'n skeeloog gehad, dan was jou naam byvoorbeeld 'n skeeloog September. Jy weet, so daar was baie spottenderwys, het hulle dan nou maar name gekry. Daar was klassieke name, soos daarom is hierdie Cupidos, jy kry so baie hierdie Januarie, Februarie, Maart, jy kry al daai vanne. En dit is alles deel van toe hulle name van hulle gestroop was. Jy weet, so dit is die tipe onreg wat aan hulle gedoen is. Hulle is klaar weggeskeer van hulle families. Hulle is weggeskeer van hulle tale, hulle is weggeskeer van hulle kulture, hulle is weggeskeer van hulle identiteit, daai kant van hulle moet nou 'n nuwe identiteit hier kom aanneem. Jy weet, met 'n nuwe naam en alles. Jy weet, en ek dink dis hoekom ons ook nie, baie van jou Maleiers, ons was weggeskeer, of ons voorvaders was weggeskeer van hulle erfenis, van hulle identiteit, jy weet, en ons het nie dis hoekom ons nie meer daai tale kan praat, Indonesies of Maleisies of wat ook al nou kan praat nie. Nathan Trantaal, wat is haar naam, Geiria Fredericks, hulle, Chase Reese, wie anders is daar nog, Ronelda Kamfer, hulle, Jolyn Phillips, hulle. Jy weet, hulle laat jou gemaklik voel. Ek is so trots op hulle. En ek is so bly hulle het gedoen wat hulle gedoen het. Jy weet, waar hulle vir jou weer laat hoor, maar nee, ons het 'n stem, ons kan praat. Jy weet, die koloniale era sy hele doel was om daai stemme te verswyg. Maar die postkoloniale era en met dekolonisering is dit nou weer die herwinning van die stem. Dit fokus op die herwinning, dit fokus op die trots van die stem. Dit fokus op die herwinning van identiteit, herwinning van jou kultuur, en al daai klas van goed, en dit is vir my so 'n besonderse ding. Iets wat ons nooit gedink het sou gebeur nie. Jy weet, daar's ook natuurlik nou, ek weet nie of jy vir hom ken nie, Mohammed Alexander. Hy het nou weer ook 'n boek uitgebring,
wat is dit? Loanwords. Ag, ek kan nou nie by die titel van die boek kom nie, maar dit is nou weer al die Malayer woorde, nê? Al hierdie Malayer woorde of moslimwoorde wat jy kry wat binne in Afrikaans is. So hy sal byvoorbeeld vir jou net 'n stukkie opsê waar hy maar 'n ander Malayer of moslim persoon gaan dit verstaan. Maar 'n ander Afrikaans sprekende gaan dit nou nie verstaan. So hy gaan byvoorbeeld sê, nee, vanoggend agter Fajr het Boeta Yusuf Maningal die Maputo het omgekom, sy janaza is 12 uur. Jy weet, dit is ja, so daai woorde en dan gaan hulle nie kan volg wat jy nou regtig sê nie. So ek is so trots op hierdie mense wat hierdie goed moontlik gemaak het. Jy weet, ek is 'n akademikus, ek sit agteroor, maar ek hou hierdie goed dop. Jy weet, en ek bestudeer hierdie goed en ek gaan maar ek wil net vir hulle laat weet ek is verskriklik trots op hulle. Die een voorbeeld van die dekolonisering is natuurlik dat die tekste in Kaapse Afrikaans beskikbaar word. Daar is tekste wat nou geskryf kan word in Namakwalandse Afrikaans. Dit is vir my die spesialiteit. Dit is vir my dekolonisering. Dit is vir my ons doen iets daaraan. Ons sê nie net o ja, maar standaard Afrikaans is daar en dit is verkeerd en al daai klas van goed nie, of dit is nie dis verkeerd nie, maar dat is almal nou, jy weet, moet voldoen aan die standaarde van standaard Afrikaans nie, maar dat die tekste wel beskikbaar is, dat daar goed is waarmee die ander variëteite ook nou kan identifiseer. Wat is sy naam? Quentin Williams, hulle is, jy het seker gehoor van hulle, ek weet, hulle is ook besig met 'n Kaapse Afrikaanse woordeboek, jy weet, en dan natuurlik baie van hierdie woorde, soos hierdie moslimwoorde, of Kaapse Afrikaanse woorde, word opgeneem in die WAT, jy weet, wat natuurlik die grootste Afrikaanse woordeboek is, en dit is dekolonisering, dit is waar hulle iets aan die saak doen. Kyk, Diana Ferris was mos in Nederland, sy het in Nederland gaan swat, nê? En toe het sy een aand net so baie nostalgies gevoel en hartseer gevoel oor haar tuiste en so aan. En sy skryf toe 'n gedig vir Sarah Baartman. En die gedig se naam is vir Sarah Baartman. En ek dink die Franse goewerneur het toe sy het dit iewers gepubliseer en die Franse goewerneur kom toe daarop af en hy lees dit en jy weet, hierdie hele ding word toe nou maar in motion gesit dat Sarah Baartman se liggaam dan nou moet terugkom Suid-Afrika toe waar dit behoort. Jy weet, en dit het nou gesprei uit Diana Ferris se eie nostalgie oor haar verlange huis toe. En toe dog sy, maar hoe moes hierdie vrou nie voel nie? Hierdie vrou, sy was tentoongestel. Jy weet, in vensters en goeders. Sy was behandel soos 'n dier. Sy was ek bedoel, later het hulle selfs, jy weet natuurlik, haar geslagsdele, omdat haar geslagsdele anders was as die Europese geslagsdele, het hulle dit afgesny en in die museum bewaar. Jy weet, so haar liggaamsdele is toe nou teruggebring, juis oor, en dit het begin by Diana Ferris se gedig, en sy's begrawe nou hierso in Henkie, in die Oos-Kaap. So, ja, so dit is 'n baie interessante verhaal oor, ja. Ons het 'n konsentrasie van mense gehad hier, nê, in die Kaapkolonie, maar later het daar van die boere gevoel dat hulle meer ooswaarts moet trek, so hulle trek dan nou op hierso Mosselbaai, daai kant, Nyasna, Oos-London en so meer, en dan het ons mos nou baie van die Khoi mense gekry ook, wat dan nou verder noord getrek het, hulle trek dan nou tot in Namakwaland, en dan nou oor die Oranje rivier, Namibië en so aan. En so baie van hulle het ook nie, hulle moes woorde vir sekere goed wat hulle teëgekom het, moes hulle opmaak soos hulle maar nou aangegaan het. En ek vind dat die Afrikaans wat jy in die Oos-Kaap kry, nader, kom ons sê maar nader, ek wil nou nie sê meer suiwerder Afrikaans nie, maar nader is aan standaard Afrikaans as die Afrikaans wat jy hier kry, nê?
Hier het ons nou al daar's so baie invloede en so meer. So, en die sê-goedjies wat jy byvoorbeeld daaronder kry, ek het altyd so gelag, wat was dit, die dametjie, sy het in Fort Beaufort gebly, en dan sê sy, goed soos poep op 'n lappie, of jy weet, sulke tipe van goed, en dit was vir my verskriklik snaaks, en, maar mense raak later daaraan gewoond. So ek sou sê hulle tipe Afrikaans is, en natuurlik ook weet ons dat standaard Afrikaans eintlik gevorm is uit die Oranje rivier Afrikaans en die Oosgrens Afrikaans. So daai twee het versmelt, en sodoende is standaard Afrikaans. En dit is die mense wat juist dan nou maar so getrek het, en dan weer binneland toe getrek het met die groot trek. Jy weet, so dis seker maar hoekom hulle Afrikaans nader aan die standaard Afrikaans is as die Afrikaans wat ons nou wel hier kry. Weereens om net terug te keer na Mohammed Alexander se boek. Hy het eintlik 26 variëteite van Afrikaans geïdentifiseer, en dit is nou Rasta Afrikaans, dit is nou, ek bedoel nou die Malayer Afrikaans, daar is Bolandse Afrikaans, daar is so 'n verskeidenheid Afrikaans variëteite wat dit was nogal baie interessant. Maar hier in die Kaap, verstaan ons almal redelik mekaar. Ek sou nie sê, as jy byvoorbeeld meer Bolandse kant toe gaan, dan gaan jy 'n bietjie meer van 'n suiwerder Afrikaans kry, of jy weet, Afrikaans kry as wat jy nou hier in die CBD byvoorbeeld kry. Hier is daar baie vermenging, veral baie van jou Maleisiese of Arabiese woorde of jy weet, ons Afrikaans is die Maleiers Afrikaans baie gekleur met Arabiese woorde en Maleisiese woorde en dies meer. Maar dan het ons ook woorde daar's woorde wat hulle opgemaak het. Byvoorbeeld daar's soos hierdie wat noem hulle dit nou weer? Soos vlaaitaal en soos tronktaal en daai tipe van goed, jy weet, Sabella en daai goed wat ook deel vorm van die Afrikaanse taal, wat ook ingegooi word en so meer. So, maar hier in die Kaap, ons verstaan mekaar redelik goed. Wat ek wel hier gevind het, soos baie van die nie-moslim mense. As ons byvoorbeeld praat van Kanala, en ons praat van Tramakassie, en ons praat, of ons sê Shukran, of jy weet, baie van hulle gaan daai woordjies, daar's baie woordjies wat hulle so hier en daar gaan verstaan. Of wat hulle selfs ook gebruik, jy weet. Anders as byvoorbeeld, as jy nou in die Oos-Kaap byvoorbeeld, is waar hulle glad nou nie daai woorde verstaan nie. Weet jy, hoe baie keer vind ek dat mense, hulle kyk my aan, sien hulle hierdie doek, en dan onmiddellik begin hulle met my Engels praat. En dit steek my dwars in die krop, ek moet dit sê. Want ek is so Afrikaans soos jy hulle kan kry. Ek is Afrikaans gebore, ek druk myself die beste uit in Afrikaans, maar om een of ander rede dink hulle, omdat jy nou hierdie doek dra, jy's Indeer, of jy weet, jy's 'n Arabier, of wat ook al. Maar ek wil, ja, hier in die Kaap natuurlik is hulle maar nou gewoond daaraan. Soos daar in Oos-London, daar was jy nou 'n soort van jy het uitgestaan soos 'n seervinger, jy weet. Maar hier in die Kaap is jy maar net een van baie. Ons kan sê miskien Afrikaans sprekendes, want dan, kyk, Afrikaners, onthou Afrikaners, dit was eers Afrikanders, en dit was gebruik deur die nie-blanke bevolking, en toe is daar 'n verskywing waar daai term dan nou later nou na blanke mense verwys het. En ek bedoel, en dit is nog steeds die idee wat ons het van Afrikaners. So, in terme van taal, dink ek, as ons na mekaar verwys as Afrikaans sprekendes, want ons is net Afrikaans sprekende mense, en ons is lekker mense, almal wat Afrikaans praat, is lekker mense, jy weet. So, ja, ek dink dalk moet ons begin wegbeweeg van die woord Afrikaner, want dit het nou daai politieke konnotasie, daai negatiewe konnotasie, jy weet, en om weg te maak daarmee sal dink ek 'n goeie ding wees.